Die tema van hierdie aanbieding is van Adam tot Advent. Die Bybel begin nie met die Nuwe Testament nie. Die Bybel begin met Adam. En om Kersfees reg te verstaan, moet 'n mens eers teruggaan na die begin, na Genesis. Na die wêreld waarin Israel hulle self leer ken het as die kinders van God en die mense wat voor God se aangesig leef. Die verhaal van Adam is die eerste beweging in God se lang verhaal van die mens se herstel. Advent is nie 'n skielike verrassing in die skrif nie. Dit is die logiese voortsetting van wat reeds in die tuin van Eden begin het, waar God beloof het dat daar een sal kom wat die slang se kop sal vermorsel, en wat deur eeue heen deur die profete voorspel en verwag is. Maar die agtergrond van Genesis gee ook vir ons 'n belangrike plek om die koms van die Messias te verstaan. In die tyd van Exodus was Israel slawe. Hulle was mense wie se hele identiteit gevorm is deur 'n baie eenvoudige, maar 'n vernietigende idee. Die idee van die Egiptiese afgodediens. En volgens die Egiptiese afgodediens was Farao soos 'n god gewees. Hulle het groot geword in 'n wêreld waar hulle slawe was en verstaan het dat menswaardigheid in 'n soort van 'n piramide werk. Dit werk hiërargies. Heel bo is die farao en onder hom die vername manne en vroue. En heel onder was Israel, die slawe. Dis 'n wêreld gewees waar mag en status en ja, selfs goddelikheid net aan een figuur behoort het, naamlik die farao. Die gewone mense het bestaan om te dien, maar Israel het nie terwyl hulle in Egipte land was verstaan wat dit beteken om die beelddraers van God te wees nie. En toe gee die Here vir Moses na die uittog opdrag om Genesis op skrif te stel. En Genesis wil nie net vir ons vertel van die skepping nie. Dit was Israel se eerste les in wie die mens werklik is. Dit was 'n radikale herdefiniëring van Israel se identiteit. Dit bring die vraag na vore: wie is jy? En die skrif begin opvallend deur nie te verduidelik wie God is nie. Genesis 1 vers 1 begin slegs met die woorde: in die begin was God. Daar word nie vertel waar hy vandaan kom of wie hy is nie. Daar word bloot net van die veronderstelling uitgegaan: almal ken hom. Maar dan gaan Genesis voort deur te verklaar wie die mens is. En Adam is 'n verteenwoordiger van die ganse mensdom oor die geskiedenis heen. Adam is nie net 'n naam nie. Adam is eintlik in werklikheid wie almal van ons is. Die Hebreëse woord Adam beteken eenvoudig mens of mensdom. En dit word ook nou verbind aan die woordjie Adama wat grond of aarde beteken. En dit is ook nogal interessant dat die woordjie Adom, die Hebreëse woordjie vir rooi, baie naby aan die woordjie Adam is. En verder ook dat die woordjie dam, wat in Hebreëus bloed is, ook dan semanties baie naby aan die woordjie Adam is. Nog voordat die verhaal ontvou, vertel God self wat die teologiese lyn van die mens se bestaan is. Die mens is gevorm uit die aarde, hy is lewend gemaak deur die asem van God en gevul met bloed. En daarom speel bloed 'n baie belangrike rol in God se verlossingsplan. En hierdie eenvoudige beskrywing van wie die mens is in Genesis 1 en 2 staan in skerp kontras met die antieke wêreld se idee van wie die mens is.
Soos reeds genoem was daar in Egipte die idee dat net Farao na die beeld van 'n soort van 'n God geskape is. En Genesis verklaar iets wat vir die mense van daardie tyd baie vreemd sou wees. Elke mens is geskape in God se beeld en na God se gelykenis. Let daarop dat die Hebreëse frase vertaal word as in God se beeld en na God se gelykenis, anders as baie vertalings. Dis 'n verklaring dat die mens in die oë van God waardig is. Maar wat beteken dit om God se beeld te wees? Die Hebreëse woord wat gebruik word is tselem, beeld. En interessant genoeg is dit foneties verbind aan 'n woordjie wat baie naby daaraan is in Hebreëus, naamlik tsel, wat skaduwee beteken. 'n Skaduwee is mos nie die voorwerp self nie, maar jy kan nie 'n skaduwee losmaak van daardie voorbeeld nie. Die skaduwee boots die vorm na van dit wat dit voorstel, van die voorwerp self. En as die mens 'n skaduwee is van God, dan beteken dit dat die mens, hoewel onvolmaak, 'n werklike weerspieëling van die karakter van God is. En dit is hoe Adam en Eva aanvanklik geskape was. Volmaak. Maar die sonde het in die wêreld gekom. En die beeld van die mens as 'n beelddraer van God impliseer nie dat jy op jou eie troontjie kan sit en dat jy 'n heerser is soos 'n farao wat oor almal moet regeer nie. Maar dit impliseer wel dat elkeen van ons 'n besondere roeping het. God gee die mens 'n opdrag in Genesis 1 vers 26 tot 28. Laat hulle heers. Hierdie heerskappy beteken nie dat ons die reg het om die aarde en ander mense uit te buit nie. Dit beteken nie dat ons die reg het om 'n tirannie te vestig nie. Die woord impliseer dat ons die opdrag het om te bestuur, om sorg te dra, om te onderhou. Die mensdom word aangestel as God se selfstandige, liefdevolle bestuurders van die aarde. Dit is wat die woordjie rentmeester ook bedoel, dat ons bestuurders van God is. Heerskappy is diens met 'n verantwoordelikheid. Nie 'n mag wat 'n mens in selfverheffing bo die skepping en ander plaas nie. Genesis 1 bied vir ons aan die een kant 'n kosmiese perspektief. Waar kom alles vandaan? God, of, soos Genesis dit vertel, Elohim, skep deur te praat. Orde, ritme, die grootheid van die skepping word hier in Genesis 1 aan die orde gestel. En God se grootheid word hier in Genesis 1 teenoor die mens in Genesis 2 gestel. Genesis 2 neem ons weer nader aan wie die mens is. Hier tree God Jahwe Elohim op. God vorm. Hy raak aan die skepping, hy raak aan die mens, hy blaas lewe in Adam se neus. Hy vorm die vrou uit Adam. Die fokus in Genesis 2 is die besondere verhouding waarin die mens met God moet staan. Ons kry dus in Genesis 1 en 2 oënskynlik 2 verhale, maar dit is eintlik een waarheid, naamlik God skep en hy het 'n besondere verhouding met die mens. En binne hierdie waarheid sien ons iets baie belangrik. Werk was nooit bedoel as 'n straf nie. Nog voordat Adam en Eva in sonde geval het God hulle al die opdrag gegee om die tuin te bewerk. Adam is in die tuin geplaas om dit te bewerk en te bewaak, nog voor die sondeval. Die woord avad, wat diens of werk beteken ook aanbidding. Voor die sonde die wêreld binnegekom het,
was werk dus 'n heilige handeling waarin Adam in die tuin geplaas is om God se skepping te onderhou. Wanneer Eva geskep word, is sy nie maar net 'n bysaak saam met Adam nie, sy is nie maar net 'n passiewe helper nie. Die woordjie ezer, wat met helper vertaal kan word, dui op 'n aktiewe en 'n kragtige samewerking en is 'n woordjie wat dikwels in die Bybel in die Ou Testament in militêre konteks gebruik word. Eva is dus nie net iemand wat maar bloot net daar is nie, sy het 'n aktiewe rol om Adam te ondersteun. Sy word beskryf as iemand wat geskep is teenoor hom, of oorkant hom, of as sy gelyke. Die betekenis is duidelik. Eva is 'n krag wat Adam aanvul, wat Adam moet uitdaag, en wat Adam se tekortkominge moet uitbalanseer. Sy word nie onder hom gestel nie, sy word nie bo hom gestel nie, sy word saam met hom geskep en aangestel. En dan kom die keuse. Sy neem van die vrug, en sy gee ook vir haar man, en hy het geëet. Dis nie moontlik om af te lei dat Adam afwesig was in die keuse van die sonde nie. Hy was daar. En die feit dat hy niks sê nie, sy stilte, was uiteindelik 'n keuse om deel te neem. Sy deelname was medeverantwoordelikheid. Die Hebreëse woordjie yogal, en hy het geëet, is in Afrikaans 3 letters wat alles verander het. Want eet, daardie 3 lettertjies, verander alles. Van die tuin van Eden, waar die mens homself in die verderf in eet, tot die nagmaal, waar die mens eet om te herdenk en deelname te toon, tot die hemel, waar ons aansit by die bruilofsmaaltyd van die lam, en eet in heerlikheid. Eet speel 'n sentrale rol in God se geskiedenis. God stap daarna in die tuin, hulle kruip weg. God se eerste vraag is nie, wat het julle nou gedoen nie, maar, Ayeka, in Hebreëus, waar is jy? En dis nie 'n vraag oor die ligging van die mens nie, God weet waar die mens is, hy weet alles. Maar sy vraag sny diep in die verhouding wat daar tussen die mens en God was. Waar is jy nou? Wat het jy gedoen? Wat het jy oor jouself gebring? Wat het jy gedoen omtrent die verhouding waarin ek jou geskep het? En dis die brandende vraag tot vandag toe. God kom ook vandag na jou toe en vra, Ayeka, waar is jy? Waar staan jy teenoor God? Wie is hy vir jou? Wat volg is onverwags. God neem nie wraak nie, maar hy skenk sy genade. Hulle probeer hulle self met blare bedek, en dis nie genoeg nie. God self maak vir hulle klere van vel. Dit impliseer ook dat God iets moes doodmaak. Die eerste dood, die eerste bloed wat vloei, was nie Abel se nie, maar 'n dier se, om die mens se skaamte te bedek. Die eerste offer was nie Kain en Abel wat aan God hulle offers gebring het nie, maar God wat 'n offer bring, 'n dier doodmaak, om die mens se skaamte te bedek. Selfs die verbanning uit die tuin van Eden is nie maar net 'n straf nie, dis ook 'n manier om die mens te beskerm. God keer dat die mens vir ewig in sy gebroke toestand leef as hy van die boom van die lewe sal eet. Die pad uit Eden word die begin van die pad terug na God.
die verhaal van Adam eindig nie in Genesis nie. Dit eindig in die verwagting van die tweede Adam. Vanaf die oomblik toe die mens die tuin moes verlaat, het daar iets nuut begin gebeur. Die tuin was nie net 'n verlies nie, maar die begin van die hoop op die koms van die volmaakte Adam. Die pad buite Eden het van daar af 'n pad geword van wag op God se uitkoms. En dit is waar Advent inpas. Advent herinner ons daaraan dat God nie die gefalle mens los nie, maar dat die lig in die donker begin skyn het, nog voordat mense geweet het die lig kom. Wanneer Jesaja sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, dan hoor ons die antwoord op die vraag, waar is jy? God is die God wat kom soek. Advent sê, God kom soek ook vir jou. Christus kom nie net om sonde te vergewe nie, maar om die mens se beeld te herstel en die verlore verhouding te genees. Advent is daarom nie 'n tyd van persente en kersvaders en jolijt en plesier en drankmisbruik nie. Advent is vir die kerk nie net 'n wagtyd nie. Dis die seker wete dat God self sy seun gestuur het om hierdie kloof te kom oorbrug. Die laaste Adam het gekom om te herskep. En daarom wag ons as gelowiges nie in onsekerheid nie, maar in die hoop dat die laaste Adam weer sal kom om ons weer in volmaaktheid te herskep.